Hallo en welkom by Pasella. Ons skop vanaand die program af op 'n nostalgiese noot met 'n terugkykie na een van Suid-Afrika se mees geliefkoeste flieks, E-Lollipop. Die rede, die uitreiking van die nuwe film E-Lollipop 2, A Million Colors. Meer daaroor later. Die eerste fliek is in 1976 vrygestel en het handel oor Jannie en Tsepo, twee Suid-Afrikaanse kinders wie se vriendskap rasseverskille negeer het. Dis gespeel deur Muntu Ndebele en Norman Knox. Wiekie gesels met Muntu en vervaardiger Andre Pieters by die Oude Libertas Theater in Stellenbosch. Dit bring seker vir julle baie herinneringe terug. Is daar 'n spesifieke een wat uitstaan? Daar is ook baie herinneringen. Ek dink jy moet begin om te vertel hoe dat jy gekies was om die rol te vertolk. Ja, ik onthou, dat was een rij van baie kinders. Ik had zomaar voor en toe gegaan, want ik had gezien wie die baas was daar. Het was Uncle Andre en Uncle Ashley. En toen zei ik voor hulle, ik is Tsepo, ik ga daar die rol spelen. Toen lachen hulle, toen zei hulle van mij, kan je zo Amerikaans praten? Ik zei, ja, God. Hey man, what's up man? Toen lachen hulle, toen zei hulle, jy is die man wat ons soek. Ek was baie opgewonde. Waar kom die idee vir die fliek oorspronklik vandaan? Die verhaal van die Lollipop is 'n huldeblyk aan 'n jong 13-jarige swart vriend van my wat baie jare gelede my lewe gered het. Hy het 'n wegholperd waarop ek gery het, ingejaag en oorgeduik van sy perd af en my perd tot stilstand gedwing, maar in die proses het die hangs waarop hy was opgeskop agtertoe en sy knieskyf afgeskop. En hy het infeksie gekry en hy is kort daarna oorlede. En dit het jare lank by my gebly. En ek was net bevoorreg om die geleentheid gehad het om daai verhaal op 'n manier in die Lollipop te kon vasvang. Dat is 'n baie aangrypende storie. Hoekom dink julle was E-Lollipop so suksesvol? Die Lollipop se sukses is waarskynlik te wyte aan die feit dat dit 'n egte prent is. Dit het 'n storie vertel van egte mense. Maar dit was verrassend, want dit het vir die eerste keer in Suid-Afrika op die silwerdoek gewys hoe dat twee seentjies van verskillende kleur en verskillende kulturele agtergrond mekaar so lief kan kry dat die een bereid was om sy lewe te gee vir die ander. Are you orphan? Yes. No. Father Alberto insisted I'm agreed to your father and mother. No! Father Alberto says I'm adopted. I even come from somewhere else. I even speak something else. What? Na die rolprent het Muntu se lewe uitmekaar geval. In die apartheidstyd is hy onskuldig aangekla van 'n misdaad en kon nie verder skool gaan of 'n werk vind nie. Dit het hom laat verval in 'n lewe van woede, haat, vrees, dwelmmiddels en misdaad. Vertel my van die soektog na Muntu. Muntu het net na die 16 Junie 1976 onluste van die studente in Soweto verdwyn. En sy familie het 'n soektog op touw gesit en het vir my gevra om ondersteuning te bied. Ons het letterlik jare lank na hom gesoek. Na omtrent 18 jaar het Norman Knox, wie Jannie speel in die prent Lollipop, sy medester, na vore gekom met die blink idee dat ons artikels moet laat verskyn in die pers. En na 'n paar artikels dat die produsent van die Lollipop soek na die akteur Muntu Tsepo, het ons deur sy suster kontak gekry. En sy het ons kom sê, sy het gehoor waar hy is. En die res van hoe ons hom toe opgespoor het uiteindelik is deel van die verhaal van die Lollipop 2, A Million Colors. Muntu, was jy bewus dat hulle na jou soek? Ek het gegeen dat hulle my soek, maar ek wou nie gevind word nie. At that stage, I weighed 39 kilograms. I was like a walking corpse. Drugs have taken control over my life. So I thank God that He has given me Uncle Andre back so that He can save me. You know how He saved me? He gave me a book called A Fresh Start. And I decided to start afresh. I stopped taking drugs and alcohol. Wat was die punt van ommekeer? Well, the turning point is very interesting because Uncle Andre said to me, I must write my story, what I've been doing for all these years. You know, part of that was a healing process. And that is what the next film is based on. They said you were dead. Isabella, without you, I am dead. No, we can't. Vir die nuwe
nuwe rolprent 'n hele 35 jaar later moes Jannie en Tsepo se rolle deur ander akteurs gevul word omdat dit vir 19-jariges geskryf is. Tsepo word gespeel deur Wandile Molebatsi en Norman Knox deur Idol se 2009 wenner Jason Hartman. Antoinette Lou wys ook haar staal. Why the hell is a white face looking at me? Are you a racist? Oh, gents, Bomba. It's alright, Mama Cash. Bomba. It's Norman. Vicky is saam met Andre en Muntu na die Koopmanhuis Boutique Hotel ook in die dorp Stellenbosch om Wandile, Jason en Antoinette daar te ontmoet. Musikant en akteur Wandile was voorheen 'n KTV-aanbieder in Born Free 2 en Rhythm City. Om 'n karakter te speel wat gebaseer is op 'n regte mens is altyd 'n uitdaging. Hoe het julle te werk gegaan? Ons het baie hard gewerk want when you're playing a character that's actually still alive, it requires you to have a little bit more access to them. And it had baie gehelp that Muntu was on set because we basically were able to talk to him and get some little information that we wouldn't really pick up from the script, like just character nuances, and it really helped to texture and color the performance, which helped me a lot in terms of playing Muntu. Ik heb nooit voor Norman ontmoet nie. So it was quite difficult. I didn't really know who he was really, but he seemed like a wild card, and I suppose it suited me a bit. I just played it as if I would have dealt with the situation myself. I just kept it authentic and real. Hoe het dit gevoel om jou lewe op die skerm te sien? Ek dink dit was 'n beter idee om te sê ek moet nie myself speel nie. Want it was going to relapse me to go back to the life that I used to live, of which Wandile played it so beautifully. I remember one time they were doing the drug scene, and from nowhere I had to go and pay out my bills. When I came back, they said he did the drugs, and when I look at the rushes, it was so real. I think I couldn't have stand it if I saw him doing it because it really touched me. Volgens Andre is die film onlangs in Kanada aan voornemende kopers gewys en hulle dit plek staande toegejuig, veral vanweë die goeie balans tussen emosie en avontuur. Lollipop 1 was so 'n reuse sukses. Voel julle onder druk om met die opvolg daar dieselfde hoogtes te bereik? Weet jy, Vicky, ek het nog nooit actually so daaraan gedink nie, want ek dink die fliek A Million Colors is amazing in sy eie reg. Ek dink nie mense met die twee enigstens vergelyk nie. Dis iets heeltemal anders. Waar kom die naam A Million Colors vandaan? Daar's 'n pragtige liedjie met die woorde: wanneer jy die klawers van 'n klavier speel, dan maak die swart en wit klawers saam die geluid van 'n miljoen kleure. Ek is baie dankbaar oor die Here that my story has the values that in life never lose hope. You must have hope, faith, and be courageous. And God always gives people second chances, but it is for people to realize the chance. Maar ek kan nie wag om die volle weergawe van A Million Colors te sien nie. En ek is seker dit gaan Suid-Afrikaanse gehore net so aangryp soos die Lollipop 1. Dit word in September by die Toronto Filmfees vrygestel en daarna in Suid-Afrika. Moenie gras oor die een laat groei nie en kyk ook sommer weer die eerste fliek op DVD.